Goeiedag te liefdes, ons gesels saam oor hoe om saam met God te beweeg. Vandag lees ons Kolossense 2 van vers 13 tot 15. Julle was dood, deurdat julle gesondig het, en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy ons al ons sondes vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vergoed weggeneem. Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon en hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Dit gebeur baie in maatskappye, in kerke, in mense se persoonlike lewens, dat jy stak raak, vasgevang, op 'n punt kom waar jy net nêrens heen kan beweeg nie, partykeer nie wil beweeg nie, partykeer sommer net nie weet hoe om te beweeg nie, maar daai vasgevalheid, en dan sit 'n mens met 'n baie groot probleem, want dan gebeur daar absoluut niks, en wanneer iets so vassit, dan gaan dit gewoonlik ook dood. Nou kom die woord vandag en sê vir ons, maar julle moet een ding onthou. Christus het julle nie net gevat van sondige natuur na nuwe natuur, nuwe vergewe en vrygespreekte mense nie. Nie net het hy die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak nie, maar daar is ook 'n saamgevoer word op sy triomftog. Daar is beweging elke dag. In 2 Korintiërs 2 vers 14 sê Paulus dit baie mooi. Hy sê, maar aan God die dank, hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. Is dit nie wonderlik nie? Hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. Daar is altyd beweging in die Christenmens se lewe. Elke dag word jy saamgeneem, saam met Christus, op sy triomftog, en hoor tog mooi, dis 'n triomftog. Ons kan so baie keer deur hierdie lewe stap, kop onderste bo, asof ons verslaane en vergete en verstote en verlore is. Maar dit is net nie waar nie. Dit is nie in die kern van die identiteit van God se vrygespreekte mense nie. Ons wat genade ontvang het, is daagliks saam met Christus op sy triomftog deur hierdie lewe. Ons besef dit net nie altyd nie. En daarom is dit wat ons stak raak, wat ons vasgeval raak, wat ons so vasgevang raak, dat ons niks kan doen nie. Ons planne raak op. Ons paadjies raak min, ons keuses raak 0. Omdat ons vergeet dat ons uit genade uit op Christus se triomftog geneem word. Ons moet net saamstap. Hoor mooi, dis nie ons triomftog nie. Ons hoef nie te wen nie. Ons hoef nie die stryd op die manier te stry wat Christus gewen het nie. Ons kan nooit daai stryd stry nie. Hy het dit klaar gedoen, hy het dit afgehandel, hy het oorwin. Daarom die woorde van Kolossense 2 vers 15. Dat hy al hierdie ander goeders ontwapen het, en as krygsgevangenes in sy triomftog neervoer, maar saam met dit stap ek en jy, en moet ons leer om te stap, om saam met Christus ook so te beweeg, oorwinnend, deur hom, deur hierdie wêreld. Die tweede gedeelte wat Paulus hier sê in 2 Korintiërs 2 vers 14 sê, deur ons versprei die kennis van Christus oral soos 'n aangename geur. Dis wat gebeur wanneer ons bereid is om saam met God te beweeg, om saam met Christus te beweeg, om te onthou die bitterpad wat hy gestap het, maar die groot oorwinning wat hy behaal het, dat hy ons saamneem in hierdie beweging, en dan kan ons die kennis van Christus oral versprei, soos 'n aangename geur. Weg is staknis. Weg is vasgelooptheid, omdat ons net saam met Christus beweeg. Mag jy so deur hierdie lewe beweeg. Shalom.